U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Jy is ingeskakel op Storytyd saam Stella en jy kuier saam met my, Estel Rousseau, op hierdie pragtige Vrydagoggend, 17 April 2026. Ek hoop jy het al daardie lekker koppie koffie van jou nader getrek. Want vanoggend wil ek 'n stukkie met jou deel wat Juanita Grobler hier op haar blad Pragtige Jy is genoeg deel. Juanita is natuurlik ook die skrywer van haar Koffietyd met Jesus, pragtige bundel, wat ek dink elke liewe vrou behoort te hê. Gaan loer gerus op haar blad, en dan kan jy daardie besonderhede kry hoe om haar boekie aanlyn te kan bestel, die e-boek of dan nou die fisiese boek. Sy skryf, voel dit vir jou of hierdie week jou met 'n spoed getref het. Soos iets wat uit nêrens uitgekom het en net die asem uit jou uitgeslaan het. Jy staan nog, ja, maar is net te veel. Jou gedagtes is harder as gewoonlik. Jou emosies lê vlak onder die oppervlak. Jy's moeg en nie net fisies nie, is dieper as dit. En miskien het jy jouself al gevra, al was dit net stilweg. Here, wat gaan aan? Mooiste mens, luister mooi na my. Wat as niks verkeerd is nie? Wat as hierdie druk, weerstand en swaar gewig nie is omdat jy iets gemis het nie, maar omrede jy ingestap het? Ingestap het in die posisie in wat nog altyd vir jou gewag het. Want ek het iets geleer en ek dink jy begin ook sien. Dat die vyand nie na 'n vrou slaan wat stil staan nie. Hy mors nie tyd op iemand wat nie beweeg nie groei nie en nie dieper ingaan nie. So, as dit voel of jy hierdie week getref is, kan dit dalk wees omdat jy eintlik vorentoe beweeg. Dink gou daaroor. Wat het in jou begin skuif die laaste tyd? Bid jy anders? Laat jy dinge gaan wat jy vroeër vasgehou het? Kies jy vir God op maniere wat nie meer gemaklik is nie? Het jy bly opdaag, selfs toe jy nie lus was nie? Ja, dit tel. Meer as wat jy dink. Moet dan nie jou kop laat hang nie. Ek weet jy wil terugtrek. Ek weet jy's moeg. Ek weet 'n deel van jou wil net stil raak en hoop dit alles stop nou. Maar moenie daar sit in jou gedagtes jou laat glo jy het iets verkeerd gedoen nie. Vra eerder 'n ander vraag. Nie hoekom gebeur dit met my nie, maar hoekom nou? Hoekom het die druk toegeneem die oomblik toe ek my geloof ernstig begin opneem het? Hoekom voel dit of iets terugdruk juis toe ek vorentoe begin beweeg het? Ek sal jou sê hoekom. Want jy's nie meer dieselfde vrou as voorheen nie. En die vyand sien beweging lank voor jy dit self raak sien. Hy sien groei. Hy sien belyning. Hy sien hoe jy nader beweeg aan die vrou wat God jou geroep het om te wees. En dit maak van jou 'n bedreiging. So nee, jy val nie uit mekaar uit nie. Jy is nie van koers af nie. Jy word nie gestraf nie. Jy's in die middel van 'n geveg wat opgedaag het omrede jy iets reg gedoen het. En luister gou. Hierdie deel is belangrik. Jy hoef nie voor te gee jy's okay nie. As jy moeg is, sê dit. As dit seer gemaak het, voel dit. As jy hierdie week gehuil het, dit maak jou nie swak nie. Dit maak jou net mens. Maar moenie ooit voel en dink
jy is verslaan, asof dit dieselfde ding is nie. Want dit is nie. Jy is nog hier. Jy kies nog om te beweeg. Jy hou nog vas aan Jesus, al voel dit of jou hande rof bewe. En dit is geloof. Nie die harde, selfversekerde soort waarvan almal praat nie, maar die egte soort. Die soort wat fluister, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek loop nie weg nie. Dogter van Jesus, lig jou kop. Miskien dalk nie hoog en sterk vir nou nie, maar net genoeg om weer vorentoe te kan kyk. Haal diep asem. En al voel dit vreemd, laat 'n klein glimlag op jou lippe deurloer en dink net vir 'n oomblik. Hoekom is die vyand skielik so onrustig oor my? Ek sê jou sê hoekom, want jy groei. Jy beweeg en jy het nie daar gebly waar jy was nie. Jy's nader as wat jy dink. Nader aan jou deurbraak, nader aan die duidelikheid, nader aan 'n weergawe van jouself wat nie meer so maklik omval nie. So moenie ophou nie. Hou aan. Al is al wat jy vandag doen, een klein tree vorentoe gee. God sien jou. En hierdie week, dit het jou nie gebreek nie. Dit het gewys wie jy werklik is. 'n Vrou 'n vrou wat 'n hou kan vat en nog steeds kies om te bly staan, want sy weet wie se bloed deur haar are vloei en voor daardie bloed buig reuse. Amen. Ek sê amen, amen, amen. Daarop saam met Juanita. Nou ja, ek dink dit was vir jou wat jy geluister het. Dit was vir my ook. Ek het ook nodig gehad om dit te weet en te hoor. Vir 'n hele ruk al voel dit vir my of ek vuishoue kry van alle rigtings af. Asof dinge net nie wil regloop nie. Asof dinge die hele tyd skeefloop. En weet julle wat? Die vyand se werk is om vir ons te vra. Maar dink jy nie dat God jou 'n bietjie gelos het nie? Dink jy nie dat hy jou 'n bietjie dat hy bietjie besig is vir jou nie? Te besig is met ander goede nie, dink jy? Jy weet al daarin sterk vra. En as 'n mens vir hom net so bietjie aandag gee daaraan, dan kan hy vir jou plat trek, hoor. Vrees en angs trek vir jou dan in 'n knoop in. Want jy byt aan die what ifs. Moenie byt aan die what ifs nie. Byt aan die what is, nie what if nie. Wat is jy is God se koningsdogter en seun vir die manne wat luister. Jy is kosbaar in sy oë. Jy is geliefd. Jy word voorgesorg en hy doen luister na jou elke dag en jy is nie alleen nie. Van my huis daar na jou huis, mag jy 'n wonderlike Vrydag hê en mag dit sommer vir jou net 'n geseënde naweek wees. Be blessed and always be that blessing too. Mooi loop.